Goeiemôre. Jy luister na die 95ste oordenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is verdedigingsmeganismes. Een van die interessantste verskynsels wat ek by mense waarneem, en om nou doodeerlik te wees, ook by myself waarneem, is hoe vinnig ons simptome van ons trauma as verleenthede of selfs vyande brandmerk. Die aantal kere wat mense my om verskoning gevra het tydens gesprekke waar hulle emosies hulle oorweldig het, is te veel om te tel. Dat ek hulle gerusstel, het aanvanklik weinig effek, en dit neem gewoonlik opeenvolgende gerusstellings dat dit oukei is om te huil of om hartseer te word. Die jare se kondisionering van samelewingsstemme, dat dit nie oukei is om te huil of hartseer te word nie, het diep kepe in ons siel gelaat. Dit is duidelik dat sommige al vooraf met hulle self die een of ander ooreenkoms aangegaan het, want mense sal soms sê, ek het gesê ek gaan nie huil nie, duidelik in gesprek met hulle self. Waar het ons besluit dat trane byvoorbeeld 'n verleentheid of 'n vyand is? Eenmaal het iemand my kom sien wat deur enorme verliese gegaan het. Aan die begin van ons eerste ontmoeting het die persoon redelik aggressief aan my gesê, ek kom vandag met jou praat, maar die oomblik dat jy my wil laat huil, vat ek my goed en ek loop. Ek moet eerlikwaar sê, ek het geen ambisie, persoonlik of professioneel, om te kyk of ek mense kan laat huil nie. Inteendeel, ek sou baie graag wou sien dat niemand die behoefte het om te huil nie. Sal dit nie 'n wonderlike wêreld wees nie? Tydens ons tweede sessie, met geen begeleiding of aanmoediging van my kant af nie, het die persoon begin huil. Ek was nie verbaas daaroor, gegee die enorme hartseer wat die persoon beleef het nie. Nie net die enorme verliese van daardie jaar nie, maar ook 'n vroeëre traumatiese verlies waaroor die persoon nooit gepraat het nie. Toe vra ek die vraag, hoe sal dit jou rouproses raak as jy jou trane en hartseer nie as vyande sien nie, maar as vriende wat jou wil help? Dink daaraan. Wat as die emosies wat jy beleef? Weet daardie dae wat dit jou so onkant betrap? Wat as jy dit nie sien as jou vyand nie, maar as jou vriend? Baie van die simptome wat ons later in ons lewe ervaar, het weggespring as verdedigingsmeganismes, as 'n oorlewingsstrategie. Neem nou 'n kind wat mishandel word. 'n Kind is magteloos teen groot mense, veral as dit nog groot mense is wat hulle moes beskerm. 'n Kind kan nie veg of vlug nie. Hulle moet op die een of ander manier daardie ondraaglike vernedering of pyn of onbegryplike handelinge probeer ontsnap. 'n Kind mag dissosieer met hul liggaam. Met ander woorde, daar vind 'n skeiding plaas tussen hulle liggaam en hulle psigiese belewenis, hulle bewussyn van die gebeure. Of 'n kind mag verbeeldingryk ontvlug na 'n ander wêreld toe, 'n make-believe wêreld waarin hulle kan verdwyn as hierdie wêreld nie veilig is nie. 'n Ander opsie is om emosies en herinneringe te onderdruk, asof die aaklighede nooit gebeur het nie. Een van die ekstreme forme van oorlewing is dissosiatiewe identiteitsversteuring. In die ou dae is dit veelvoudige persoonlikheidsversteuring genoem. Dit is wanneer daar 'n interne verdeling van 'n persoon se identiteit plaasvind. Maar dis nie werklik twee identiteite wat 'n persoon in hulle het nie. Dis 'n oorlewingsstrategie waar 'n persoon twee identiteitstoestande ontwikkel om te oorleef. Die verskillende identiteitsdele kan verskillende ouderdomme hê, verskillende emosies saamdra, verskillende herinnerings onthou en verskillende maniere hê van praat en optree. Sommige kinders besluit om eendag so magtig en suksesvol te word, dat niemand hulle ooit weer kan seermaak nie.
'n ander alternatief is om onsigbaar te word, sodat niemand hulle ooit weer kan raak sien en hulle so kan seermaak nie. Een van die merkwaardigste ervarings was meer as 'n dekade gelede, toe 'n jong vrou my kom sien het op aanbeveling van iemand in ons gemeente. Sy het van die ergste trauma ervaar wat enige mens op hierdie aarde kan ervaar. Vir 'n tyd lank was dwelms haar enigste ontvlugting. Ontvlugting uit daardie hel waarin sy letterlik opgesluit was. Sy het tydens ons eerste sessie aangedui dat sy nie daaroor kan praat nie, maar dat sy kuns gebruik om haar emosies te verwerk. Ek het haar gevra om haar kunswerke saam te bring vir ons volgende sessie. By die volgende geleentheid het sy die eerste kunswerk uitgehaal. Dit was vol demoniese figure geteken, wreedagtig, bloeddorstig en brutaal. Ek het haar gevra om vir my te verduidelik wat die sketse beteken. Baie gou het dit duidelik geword dat die demoniese figure vergestalting was van die mans wat haar deur haar lewe heen misbruik en mishandel het. By die derde sessie het haar kunswerke 'n nuwe gestalte gekry. Deur my hele loopbaan het ek nog nooit iemand gevind wat so vinnig van hulle trauma genees het as daardie vrou nie. Veral gegee die uiterste donkerste plek waaruit sy gekom het. Ek neem geen krediet vir haar genesing en herstel nie. Sy was haar lewe lank 'n gelowige en 'n kind van die Here. Maar net iemand op wie hierdie wêreld sy rugkant gedraai het. Kan jy dink hoe maklik daardie gesprek anders kon verloop het as iemand daardie eerste sketse van die demoniese figure verkeerd geïnterpreteer het of bloot geïnterpreteer het sonder om te vra wat dit beteken? Die geborgenheid van Christus en die hoop wat daarin opgesluit lê, was nog altyd vir haar 'n lig op haar pad. En die oomblik toe sy uit daardie hel kon ontsnap, het sy net 'n geleentheid gesoek om haar trauma met iemand te kon deel, vir iemand te kon vertel, al was dit deur kuns, wat met haar gebeur het. Watter emosies of simptome van trauma bly terugkeer in jou lewe, maar jy probeer hand en tand daarteen veg. Jy sien hulle as verleenthede of vyande. Dis vir jou 'n probleem wat jy moet uitsorteer. Maar daardie hartseer, nostalgie, verwyd, woede, depressie, humor, kwaad, haat, veragting, jaloesie, ja selfs welis, jy mag dalk vra uit daaroor, maar net vir vanmôre, luister net wat ek sê. Al hierdie verskriklike negatiewe emosies, simptome wat jy ervaar. Wat probeer dit vir jou sê? Gaan na 'n stil plek toe en vra jouself af, wat sal gebeur as ek na hierdie dinge luister? Wat probeer dit vir my doen? Wat probeer dit vir my sê? Waarteen probeer dit my beskerm? Wat probeer dit vermag? Dat as ek nou uiteindelik uiting daarin sou gee, wat sou dan waar wees vir my? Wat sal gebeur as ek daarna luister, dit verwelkom en innooi, onbeskuldigend sonder verwyte net sê, kom gerus binne. Ons moet praat. Miskien sal jou eerste reaksie wees, het jy jou kop verloor? Is jy mal? Het jy jou sinne verloor? In ons Christelike tradisie moet ons met alles wat in ons is, hierdie emosies verwerp. Mag dit nie hê nie. Werklik? Mag ons dit nie hê nie? Of mag ons nie dat hulle oor ons baas speel nie? Het die Here nie dan vir ons al hierdie emosies gegee nie? Dink mooi daaroor na. Wat as hierdie emosies se bedoeling nie is om ons te oorweldig, ons lewe oor te neem, ons te vernietig of te verneder of ander te vernietig nie? Wat wil dit vir my sê? As ek vir hierdie emosies 'n stem sou gee, wat sou dan gebeur? Dit is een van die interessantste benaderings tot trauma wat ek die
afgelope tyd raak gelees het, by mense soos Bessel van der Kolk en Pieter Levine. Naamlik dat ons dikwels die pad na genesing vind deur na ons emosies en ook die simptome in ons liggaam te begin luister. Hoor mooi wat ek sê. Ek sê nie gee vrye teels aan hierdie emosies nie. Maar hier's die interessantheid. Hoe langer jy nie daarna luister nie, hoe meer beheer dit jou lewe. Die onderdrukking van hierdie emosies. As dit nou vir jare nie werk nie, is dit nie tyd vir 'n nuwe strategie nie. Dalk is dit juis na deur, kom ons sê, hierdie woede in my te luister. Wat probeer jy vir my sê? Waarteen probeer jy my beskerm? En as ek daarna luister, mag daar dalk vryheid vir my kom uit hierdie gevangenis waarin ek soveel jare opgesluit lê. Iets wat ons geweldig negatief beoordeel, is iets soos wel is. Wat sou dit vir jou wou sê, as jy daarmee worstel? Wat sou die uitkoms daarvan wees? Iemand wat byvoorbeeld met pornografie worstel, ek weet dis 'n moeilike tema oor te praat. Maar wat is daar, wat jy in daardie wêreld vind, wat jy in die regte lewe nie kan kry nie? Wat probeer daardie emosie, daardie simptoom vir jou sê? Wat sou gebeur as jy vanmôre hierdie emosies net toelaat om te sê wat dit vir jou wil sê? Watter deel van jou is daar wat genesing nodig het? Want solank jy hierdie emosies onderdruk, hierdie simptome onderdruk, sal daar nie vir jou genesing kom nie. Ek wil dit baie duidelik stel. Ek sê nie, jy moet hierdie emosies of hierdie simptome die oorhand gee nie. Wat ek wel sê is, die onderdrukking hiervan, om nie daaroor te praat nie, en dit nie 'n stem te gee, sodat jy tot genesing kom nie, laat jou op 'n baie weerlose plek. Want jy weet waarvan ek praat. Jy is net nooit heeltemal in beheer daarvan nie. Ek hoop dat julle vanmôre my hart gehoor het met hierdie oordeenking. Ek wil vanmôre afsluit met 'n vraag. Wat neem jy uit vanoggend se oordeenking met jou saam? O Here, ons bid vanoggend in ons broosheid met al ons emosies en die simptome van ons trauma. U ken die geheimenisse van ons hart. Dit wat ons vir jare mee worstel. Ons bid vanmôre dat U ons sal lei, dat ons na hierdie emosies en hierdie onderdrukkende emosies, dat ons daarna sal luister, dat dit nie die oorhand oor ons sal kry nie, maar dat ons juist daardeur dit as boodskappers sal sien, wat ons wil lei na genesing toe. Here, wil U Gees van waarheid opnuut deur ons hele lewe 'n lig laat skyn, sodat ons in U waarheid bevryding sal ontvang. Dat die leuns en die skaamte en die skuld en die verleentheid nie meer langer oor ons lewens sal heers nie, maar dat ons genesing sal ontvang. Vrygemaak in Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre 'n wysheid van C.L. Langenhoven lees. Daar's baie diepte daarin en sommer so 'n stukkie humor aan die einde. Sien dit dan ook in daardie lig. Hy het geskryf: hou jou glimlag vir jou vyand, jou trane vir jou vriend, jou hart vir jou ewemens, jou oordeel vir jouself en jou gewete vir jou God. Hou jou vermoë, hou jou geloof, hou jou naam, hou jou skoon en hou jou bek. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.